daar nie nog is nie, dan kan ons afsluit om Sam met oom vir ons een vir later. Vir die ons Vader vanaand 95 Goed, staande. wat ons meer afsluit. Goed. Wat dan nie nog 'n lied voorgestel het? Versies? Goed. Psalm 37, al die verse, dan sluit ons met hom af. Baie dankie. Dit was lekker. Ek lees vir ons nie baie verse uit Levitikus 19 vir die opening. Levitikus 19 vers 2, vers 1 en vers 2. Vir die hele boek Levitikus is die volk voor die berg Sinai en die Here is besig om deur Moses aan die volk te verduidelik wie hy is en hoe hulle hom moet aanbid. En in hierdie eerste 2 verse lees ons dit en dit kan deurgetrek word ook tot ons gesprek vanaand en enige gesprek waarmee ons besig is in die wêreld wat handel oor die kwessie mag 'n Christen of mag hy nie. En alles kan uiteindelik deurgetrek word na Levitikus 19 en dit wat ons hier lees. Wie die Here is en wie ons is. In vers 1 lees ons verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, die Here julle God, is heilig. Die Here openbaar homself ook in die wet, in die heel eerste gebod en hy sê vir sy volk, ek is die Here, wat julle uit Egipte land uitgelei het, julle mag namens my geen ander gode aanbid nie. Ek is die enigste. Ek is ongeëwenaard. Daar is nie 'n ander een soos ek nie. En in hierdie gedeelte lees ons dit weer. Wanneer ons die woord heilig lees, die Here is afgesonder. Daar is geen een soos hy nie. Daar is geen karakter soos hy nie. Daar's geen wese soos hy nie. En daarom, omdat hy ons Here is, omdat hy ons God is, het hy gekies om ook ons as sy kinders te heilig. En ons weet die woordjie heilig beteken om af te sonder, om een kant te plaas, sodat
die groep mense wat hy eenkant plaas en wat hy heilig anders kan wees as die res van die wêreld. En dit kan ook baie mooi deurgetrek word na vanoggend se boodskap oor julle is die sout van die aarde en julle is die lig vir hierdie wêreld. Julle is anders. Daar is iets anders aan julle. Ons is heilig. En die vraag oor mag 'n Christen alkohol drink? Dit is 'n gedeelte wat ons ook kan gebruik om ons net so 'n bietjie leiding te gee. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons vanaand weer bymekaar kan kom. Dankie dat ons oor hierdie vraag mag besin, dat ons as kerk ook oor hierdie vraag mag besin, dat ons die vraag openlik mag vra en dat ons openlik daaroor mag praat. Openlik daaroor moet praat. Ons weet in vandag se tyd, wanneer iemand hulle self weerhou van die drink van alkohol, word hulle gespot en word daar met hulle die spot gedryf, omdat hulle nie deel in die drink daarvan nie, maar ons besef ook dat ons deel vorm van 'n wêreld, soos ons vanoggend ook gehoor het, wat vrot. En daarom bid ons vir wysheid, ons bid dat U ons wysheid sal gee in elke woord, dat ons U antwoorde sal soek in die skrif rondom hierdie vraag, en dat dit 'n oop en eerlike en opregte debat ook mag ontlok, dat U die harte ook sal voorberei, en dat daar debat mag wees op 'n manier wat ons sout van die aarde en lig vir die wêreld is. Ons dank U vir die voorreg om nou onder die geklank van die woord te kom, en ons bid dat U vanaand met ons sal wees. In Jesus naam, amen. Goed, die vraag op tafel, net om die gedagtes te verfris, is: mag 'n Christen alkohol drink? Alkoholiese drankies drink? Dit is die vraag op tafel. Ons het laas die rede gegee vir die tafel, of vir die vraag wat op tafel is. Ons het na gedeelte gekyk uit die skrif, wat spesifiek handel uit Efesiërs oor die volwassenheid. En dat ons almal kom tot volwassenheid, tot kennis van die Here en tot volle insig, en dat ons die woord van die Here ontvang en daardeur geleer word en daardeur opgroei tot 'n volwassene in die geloof. En daarom gaan ons vir 'n tyd lank 'n bietjie stil staan by sekere temas. Laas het ek spesifiek gepraat oor al die temas. Dobbel is 'n volgende tema wat ook bespreek gaan word, en daarom die vraag vanaand op tafel. En ons gesels spesifiek oor alkoholiese drankies. En net vir herinnering, ons het laas gekyk na hoekom baie mense ja sê en hoekom baie mense nee sê. En net om die gedagtes so 'n bietjie te verfris, een van die eerste redes hoekom baie mense sê ja, Christene mag alkoholiese drankies drink, is nêrens in die Bybel word die gebruik daarvan verbied nie. Daar's nie 'n gebod in die Bybel wat sê jy mag nie wyn drink nie, jy mag nie sterk drank drink nie. Wyn kom voor in die Ou en die Nuwe Testament. Met Jesus se eerste wonderwerk het hy die water in wyn verander. Jesus het self ook gedrink. Paulus moedig vir Timoteus aan om te drink. En ek is vry in Christus om dit te gebruik. Nou as ons hierdie woorde so vat, dan weet ek nie wie van ons sal hand opsteek en daarmee kan stry nie. Maar hoekom sê baie mense nee? Baie mense sê nee, omdat daar baie verse is in die Bybel wat ons aanmoedig om eerder daarvan af weg te bly. Die Bybel verbied dronkenskap op vele plekke. En ons gaan later weer 'n bietjie daarna kyk, wat beteken dit om dronk te wees? Dronkenskap is wanneer alkohol jou gedagtes, jou woorde en jou dade begin oorheers, dit begin jou oor te neem, dit het die mag oor jou, en studies wys dat 3 tot 4 biere dit juis doen, en dit lyk ook asof studies wys dat elke persoon anders aangetast word. En die 4de rede is die drinkgewoontes of die drinkgees, en ons het so vinnig daarby stilgestaan. Ons het stilgestaan by die drinkgees van die Efesiërs en van die Romeine, en hoe hulle die afgode vereer deur alkohol te drink en hulle self oor te gee aan allerlei onreinhede, en daarom dat daar 'n kultuur was
En dit moet ons gaan bepaal, is daar 'n kultuur onder ons volk? Is daar 'n kultuur onder of in ons land? 'n Drinkkultuur, en baie mense sal dan sê die drinkgees van ons volk maak dat dit nie verkeerd is om te drink nie, maar dat dit dalk dwaas is om met 'n bier in jou hand te sit. Wanneer ons kyk na die gedeelte in 1 Timoteus 3 wat spesifiek handel oor die opsieners, die ouderlinge van die gemeente, dan lees ons daar die woord, kom ek maak net doodseker van die woord, dalk kan iemand my help voor dit, maar amper daarso. Ons lees van die woord geen drinker nie. Nou die Griekse woord daar vir geen drinker is om die letterlike beteken om langs 'n bier of om langs alkohol te wees, om by alkohol die hele tyd te wees. So die vierde rede dan, die drinkgewoontes van ons volk maak dat dit nie verkeerd is nie, maar dwaas is om oral met 'n bier in jou hand te sit. Want dit vra na die getuienis. So, as ons na hierdie stellings luister, dink ek nie daar is iemand wat noodwendig daarmee gaan verskil nie. En dit is die groot krisis. Nie een stelling is verkeerd nie. So, wat is die antwoord op hierdie vraag? Ons het 'n struktuur gegee vir ons gesprek en dis aan die hand van 'n klompie vrae. Die eerste vraag was, is die wyn van die Bybel dieselfde as drank vandag? Die tweede vraag is die drink van alkohol of drank noodsaaklik? Is dit die beste keuse wat jy kan maak? Het alkohol die potensiaal om my onder sy mag te bring? Het alkohol die potensiaal om my te vernietig? Kan jy ander mense daardeur versoek? En laastens, waarom wil jy alkohol drink? So, ek gaan nie noodwendig elke vraag beantwoord nie. Die vraag word meestal oopgelos. Ek sê meestal, nou en dan is daar 'n duidelike antwoord, maar die vraag word meestal oopgelos en ons gaan na skrifgetuies kyk om hierdie vrae te beantwoord. So dit is die struktuur van ons gesprek. Ons het laasweek deeglik stil gestaan by die eerste vraag. Ons gaan aan vandag met die ander vraag en ons gaan kyk waar kom ons. Maar net so weer eens 'n bietjie om die gedagtes te verfris, is die wyn van die Bybel dieselfde as vandag se drank? Die kort antwoord is ja en nee. Ja, daar is ooreenkomste, maar daar is ook verskille. Die langer antwoord, opgesom, ons gaan nie weer in diepte ingaan nie. Wyn in die Bybelse tyd het minder alkohol ingehaat. Distillasie wat eers hier rondom die 10de, 11de, 12de eeu ontwikkel is tot die vermoëns wat ons vandag het, veroorsaak dat sterker alkohol, sterker drank gemaak kan word. En as ons vir mekaar afvra hoe die mense in die Bybelse tyd wyn gedrink het, dan is daar hoofsaaklik twee maniere. Die een manier wat hulle wyn gedrink het is, hulle het die wyn gekook, dit wat gefermenteer het, die skilletjies, die pitte, die veseltjie van die druif, dit alles het gefermenteer en daardie mengsel wat dan nou gefermenteer het hulle gekook, en as hulle dit gekook het, dan het hierdie alkohol wat binne of weens die fermentasie plaasgevind het dan verdamp. Want alkohol verdamp wanneer dit 'n sekere temperatuur bereik. En dit los 'n tipe dik konfyt druiwe mengsel wat hulle dan kon gebruik het, baie soortgelyk soos wat 'n mens sout sal gebruik om vleis mee te te preserveer, het hulle ook dit gebruik om te kook, en dan het hulle hierdie kooksel gebruik om later weer te gebruik en dit gemeng met water. So, nie net het hulle dit gekook en dan het hulle hierdie dik mengsel gehad nie, maar hulle het daarna dit selfs nog met water verdun en dit gedrink, en dit is dan gemengde wyn. Of hulle het hierdie mengsels, voordat hulle dit gekook het, met water verdun, en ons lees dat die verhouding, jy sal nou dink aan ouros wat jy by die huis meng, die verhouding tussen hierdie wyn wat gefermenteer het en die water was partykeer 1:3 en partykeer 1:20.
So die wyn het verskil in die hoeveelheid alkohol wat dit ingehaat het. So nog 'n vraag, hoekom het hulle wyn verdun met water? Die eerste rede is, water het die smaak verbeter. As ons ou ros gaan drink en dis sterk, wil ons graag water bygooi, want dit gaan lekkerder vir ons wees. Dit gaan ons kele nie brand nie. Dit gaan lekkerder smaak. So water bring die smaak uit. So dis die eerste rede, dit het die smaak verbeter. Die water was vuil in hulle tyd. Hulle het baie keer water van die putte afgedra, en in die putte was die water vuil, en die alkohol het dit gesuiwer. Die alkohol was gebruik vir mediese doeleindes. Wanneer Paulus vir Timoteus aanmoedig, gebruik so 'n bietjie wyn vir jou maag, dan gee hy vir hom die raad. As jou maag ongesteld is, drink 'n bietjie wyn. Dit sal goed wees vir jou. En 'n baie logiese rede hoekom hulle die water met wyn verdun het, is om dit meer te maak. Om dit meer te maak. Laastens, dink een van die belangrikste redes. Ons het laas vir mekaar gesê, of jy nou aan die kant is van die mense wat glo 'n Christen mag alkoholiese drankies drink, en of jy aan die kant is van iemand wat sê 'n Christen moet eerder nie alkoholiese drankies drink nie. Dit maak nie saak aan watter kant jy is nie. Niemand van ons kan stry dat dronkenskap verkeerd is nie. Daar is die Bybel baie duidelik, daar is die Bybel reguit. Dronkenskap is verkeerd, en daarom is die belangrikste rede hoekom hulle in die Nuwe Testamentiese en die Ou Testamentiese tye hierdie gefermenteerde wyn verdun het met water om dit lekker te maak ensovoorts, maar om dronkenskap te vermy. Ons het laas so 'n paar gedeeltes gelees, Spreuke 23 vers 30, by die wat laat opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe. Daardie gemengde drank. Maar julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat 'n tafel dek vir die geluksgod en die mengsel inskink vir die godin van die noodlot. En ons sien hier weer eens hoe die aanbidding van die godin van noodlot gepaard gaan met die gebruik van drank. Sien dit baie sterk in die Nuwe Testament. Spreuke 9 vers 5, kom, eet julle van my brood en drink van die wyn wat ek gemeng het. En dan Openbaring 14 vers 10, waar die Here self ook sê, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. So dis 'n paar gedeeltes wat dan spesifiek praat van gemengde wyn. Dit is hoe hulle wyn gedrink het. Gekook, verdun. Dit bring ons by die tweede vraag. En dit is die drink van alkohol noodsaaklik? Is dit noodsaaklik? Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. En die vraag is, wanneer is jy dronk? En hieroor is daar baie debatte. Hieroor het elkeen sy opinie. Wanneer is jy nou dronk? Want die statistieke sê, ek kan soveel drink, en ander statistieke sê, ek mag soveel drink. Efesiërs 5 sê, moenie dronk word nie. Wat is dronk? Nou volgens die HAT, se beskrywing van iemand wat dronk is om bedwelm te wees deur alkoholiese drank. Sinoniem vir dronkenskap is alkoholbedwelming. Alkoholbedwelming. So om bedwelm te wees deur alkoholiese drank. Weereens is die vraag, wanneer is jy bedwelm? Nou, hierdie term dronk of dronkenskap verwys dus na 'n toestand van alkoholbedwelming waar fisiese en denkvermoëns aangetast is. Dit is wat gebeur met jou wanneer jy dronk is. Jou fisiese en jou denkvermoëns word aangetast. Dikwels gekenmerk deur 'n paar dinge: onduidelike spraak, die tong sleep, swak oordeel, veral moreel, en die verlies aan koördinasie. En dit
is 'n rede hoekom baie mense ook hulle lewens verloor wanneer hulle dronk bestuur. Nou volgens ons landswette mag jy nie meer as 0.05 alkohol in jou bloed hê nie. Nou hoeveel is 0.05% alkohol in jou bloed? Met ander woorde, alkohol begin jou bedwelm wanneer jy 0.05% alkohol in jou bloed het. So hierdie is 'n prentjie wat ons gekry het van die internet af. 0.05. 750 milliliter Black Label is 0.08. En so gaan dit af. 'n 660 milliliter Castle Lite 0.052. 'n 500 milliliter Hansa Pilsner is 0.046 en dan 'n 330 milliliter Windhoek Lager is 0.026. Wat beteken as jy 2 van die klein biertjies drink, is jy oor die limiet van die land wat bepaal het dat 0.05 jou begin beïnvloed. Jou denkvermoëns begin beïnvloed, jou fisies begin beïnvloed. Die mate is onderhandelbaar, die mate kan ons oor praat, maar dat dit jou beïnvloed wanneer jou bloedalkohol 0.05 is, dis hoekom die landswette dit is. Dieselfde met die 500 milliliter, 0.046, as jy 1 drink, is jy nog onder die limiet, maar as jy 2 drink, is jy oor die limiet. Nou your beers. Kom net so 'n stukkie interessante wat ek daarin gesit het. So terug by die tweede vraag. Is die drink van alkohol noodsaaklik? Dis die tipe vraag wat jy ongelukkig in die negatiewe moet beantwoord. Jy het nie 'n keuse nie. Dit is 'n snaakse vraag. Dit is 'n skelm vraag as 'n mens dit so kan stel. Is die drink van alkohol noodsaaklik? As jy sê ja, dan is jy afhanklik. As jy sê ja, dan is jy afhanklik van alkohol. En volgens statistieke is 10% van alle Suid-Afrikaners in die land afhanklik van alkohol. Dit beteken hulle liggaam het die punt bereik wat hulle liggaam 'n chemiese reaksie binne hulle ontwikkel het waarin hulle dit nodig het. Soos wat die liggaam sout nodig het. As jy op daai punt kom, is daai chemiese reaksie in jou liggaam van so 'n aard dat jou lyf nou ook alkohol nodig het om oor die weg mee te kom. Ongeveer 6 miljoen mense in Suid-Afrika gaan ja antwoord. Is die drink van alkohol noodsaaklik? So wat is dit? As ons nee antwoord, dan sê ons daardeur die drink van alkohol is 'n keuse. As ons ja antwoord, sê ons is afhanklik daarvan. So die drink van alkohol is 'n keuse. 'n Paar keuses wat jy in jou lewe maak. Jy kies jou meisie. Jy kies jou vrou. Jy kies jou vriende. Jy kies die sportsoort waaraan jy deelneem. Kies of jy gaan leer vir 'n toets en of jy nie gaan leer vir 'n toets nie. Dis jou keuse. Ek het nou met die studente ook gesels. Sommige van hulle wil leer, ander van hulle wil nie leer nie. Sê ek, dis jou keuse. Jy kies om te leer of jy kies om nie te leer nie. Jy kies jou studierigting of jou beroep. Jy kies wat jy gaan eet en hoeveel. Jy kies of jy jouself gaan ooreet. Baie mense het die argument, ons kan nie net oor alkohol praat nie, ons moet ook oor eet praat, want jy kan ook verslaaf raak aan kos. Jy kies wat jy gaan eet en hoeveel. Jy kies in watter huis of in watter dorp jy gaan bly. En laastens, jy kies of jy wil drink en of jy nie wil drink nie. En die antwoord op hierdie vraag is veronderstel om geen impak te hê op hoe ons met mekaar oor die weg kom en hoe ons met mekaar is en hoe ons teenoor mekaar optree nie, maar die ironie is die nie-drinkers word in vandag se tyd gespot.
Terwyl my logika vir my sê, die een wat homself pap drink, hy is die een wat gespot moet word. Nie dat dit moet gebeur nie, maar volgens menslike denke. Maar die ironie aan die saak is, die een wat homself heeltemal onthou, hy is die een wat vandag gespot word. Hoekom? Jy kies of jy wil drink, en of jy nie wil drink nie. Ons is nog steeds by, is dit die beste keuse wat jy kan maak in jou lewe? As jy oortuig is dat 'n Christen alkohol mag gebruik, dan is die veronderstelling, jy glo dat dronkenskap vermy moet word. En as jy dronkenskap wil vermy, dan moet jy jouself afvra, is dit die beste keuse wat jy kan maak in jou lewe? Om alkohol te drink. En dit bring die vraag van wysheid en dwaasheid na vore. Kom ons kyk na so 'n paar teksgedeeltes. Is dit die beste keuse wat jy kan maak in jou lewe? Jy kan saam met my blaai by die huis, as jy Bybels het. Levitikus 10 is ons eerste gedeelte, Nadab en Abihu, wat deur die vuur van die Here verteer word. Hulle word verteer deur die vuur van die Here, want hulle het in die allerheiligste vreemde vure gebring. Ons lees, en die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle beveel het om nie te doen nie. En ons kan onsself afvra, as hulle weet, dit is nou Levitikus 9 en ons het vroeër vir mekaar gesê, in Levitikus is die Here besig om te sê wie hy is en hoe hy aanbid moet word. En daarom het hy vir hulle presiese reëls gegee van hoe dit in die tabernakel moet werk en in die allerheiligste en wat die hoëpriesters moet doen. En Abihu en Nadab het presies geweet wat hulle mag doen en nie mag doen nie. Hoekom het hulle vreemde vuur gebring? In vers 9 lees ons, moenie wyn of sterk drank drink nie. Jy of jou seun saam met jou, as julle in die tent van samekoms ingaan, dat julle nie sterwe nie. 'n Ewige insetting is dit vir julle geslagte. Hoekom sou die Here, nadat dit gebeur het, dit vir hulle gesê het? Is dit die beste keuse wat jy kan maak in jou lewe, om alkohol te drink, as alkohol maak dat jy nie reguit dink nie. Want dis die logiese afleiding wat ons uit hierdie gedeelte uit maak. As hulle geweet het wat om te doen, het hulle dronk in die tent van samekoms ingegaan en hulle het gedoen wat hulle nie moes doen nie. Spreuke 31 vers 4. Nog 'n gedeelte waarby ons gaan stil staan. Die konings, o Lemuel, die konings moet nie wyn drink nie, en die vorste moet nie sterk drank begeer nie. Anders drink hy en vergeet die insettinge en verdraai die reg van al die ellendiges. So die beste keuse wat jy kan maak in jou lewe, as drank maak, dat jy vergeet en onregverdig optree. Lukas 7 vers 33, Johannes die Doper het die eed van die Nasareer afgelê, hy saam met Simson, vir lewenslank. En in Numeri 6 lees ons dat die Nasareer geen drank mag drink nie, sy lippe nie daaraan mag raak nie. Lukas 7 vers 33 lees ons dat Johannes die Doper 'n Nasareer is. Hoekom moes hulle nie sterk drank drink nie? Hulle was 'n getuie, hulle het hulle hele lewe, om 'n Nasareer te wees, in Numeri 6 het jy jou hele lewe aan die Here gewy. Jou hele lewe aan die Here gewy. En dit lyk asof die gebruik om jouself aan die Here oor te gee en jou hele lewe aan die Here oor te gee, al minder en minder en minder en minder geword het. In die Ou Testamentiese tyd tot en met die Nuwe Testamentiese tyd.
1 Tessalonisense 5 vers 5 tot 6. Drank laat jou goed in die nag doen wat jy nie moet doen nie. En 1 Timoteus 3 vers 3. Drank lei na woede-uitbarstings en gevegte. As ons kyk na 1 Timoteus 3 vers 3, lees ons daar, dit is die pligte van die opsieners en die diakens, die ouderlinge. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersampt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker en direk daarna geen vegter, geen veglustige of geen vuil gewinssoeker nie. So geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinssoeker nie, maar vriendelik. Hoekom begin die Here by geen drinker? Drank laat jou, of drank lei na woede-uitbarstings en gevegte. Dit is die beste keuse wat jy in jou lewe kan maak. So eerstens het ons gevra, is wyn die wyn van die Nuwe Testament dieselfde as die drank vandag? Tweedens het ons gevra, nou moet ek myself herinner, is dit noodsaaklik? Nee, is nie noodsaaklik nie, dis 'n keuse. Is dit die beste keuse wat jy in jou lewe kan maak? Net om vir jou 'n voorbeeld te gee, en daar's baie voorbeelde daarvan, en daarom is dit 'n oop en dis 'n eerlike gesprek, en 'n mens moet met mekaar opreg wees wanneer 'n mens hierdie tipe vrae aanpak. Maar net onlangs by die koshuis het een van ons studente, nadat hulle gekuier het in die aand, gou vinnig brug toe gery, teruggekom, en toe hulle teruggery het, het hy sy kar gerol. Die een wat saam met hom was, het daarom net sy skouers seer gemaak, maar hy self het sy rug baie seer gemaak. En ek dink as jy vandag na hom toe stap en jy vra vir hom, is die drink van alkohol noodsaaklik? Wat dink u gaan hy sê? Is dit 'n keuse? Is dit die beste keuse wat jy kan maak in jou lewe? Daar's baie keuses wat jy maak in jou lewe. Jou lewe is vol keuses. Is dit die beste keuse wat jy kan maak? Volgende vraag: het alkohol die potensiaal om my onder sy mag te bring? 1 Korintiërs 6 vers 12 lees ons, waar Paulus sê, alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Nou, daardie woord geoorloof verwys na om vry te wees. Ek is vry om enigiets te doen wat nie teen die woord van die Here is nie, maar ek besef, nie alles bou nie. Dit is wat daar staan. Ek is vry in Christus om enigiets te doen wat nie teen die wil van die Here is nie, maar nie alles wat ek gaan doen sal mense opbou nie. Ek is vry, lees ons in 1 Korintiërs 6 vers 12, maar sekere dinge kan my 'n slaaf maak. En daarom is ek 'n dienskneg vir die Here alleen. Onthou die Nasareer belofte wat homself totaal aan die Here oorgelewer het en gewy het, totaal aan die Here gewy het. Is ek 'n dienskneg vir die Here alleen, of het ek 'n slaaf geword van alkohol? En die argument wat baie mense ook hier kan maak is, ja, maar onthou, jy kan 'n slaaf wees van kos, jy kan 'n slaaf wees van Coca-Cola, jy kan 'n slaaf wees van enigiets, sjokolade, suiker, koffie, jy kan 'n slaaf wees van enigiets, maar die vraag wat jy moet vra daarby saam terwyl jy dit sê is, het dit die verwoestende effekte van alkohol? Ons het baie gewoontes, maar baie van ons gewoontes het nie die potensiaal om jou onder sy mag te bring nie. Om jou denke en jou optrede te verander nie. So het alkohol die potensiaal om my onder sy mag te bring? Vra jouself af, is ek 'n dienskneg vir die Here alleen? Of het ek 'n slaaf geword van alkohol?
Nog 'n vraag. Het drank die potensiaal om my te vernietig? Spreuke 20 vers 1 lees ons dat jy in jou dronkenskap ligsinnig optree en lawaaiig is. Spreuke 21 vers 17 lees ons dat jou verslawing aan alkohol jou arm sal maak. Wanneer jy verslaaf is en dit is nou wat jou liggaam nodig het, wat gaan jy doen? Jy sal self steel om dit in die hande te kry. Genesis 9, dronkenskap steel nie net jou geld nie, maar dit steel Noag se eer en sy respek. Wanneer sy seuns by hom instap en hy naak is na die vloed en hy lê in sy tent en hy is kaal. Dit steel sy eer en dit steel sy respek. In Efesiërs 5 vers 18, dronkenskap lei na losbandigheid. Die woord losbandigheid beteken selfvernietiging. Dit lei na selfvernietiging. En dis interessant. As ons na Spreuke 23 vers 29 tot 36 kyk, dan word daar beskryf mooi wat is alkoholbedwelming. En as ons dit baie mooi gaan lees, gaan ons sien. Op skool en op universiteit het jy gehoor hoe die manne gepraat het van dronkverdriet. En in vers 29 van Spreuke 23 lees jy dat alkohol jou hartseer maak. Jy roep, o wee, en jy kry jouself jammer, dronkverdriet. Jy's veglustig, dit maak jou aggressief en dit maak jou kwaai. Vers 35, en terwyl dit jou kwaai maak en jou veglustig maak, voel jy nie pyn nie. En watter kombinasie is dit nie? Jy's onvas op jou voete, vers 29. Jy braak, jy voel soos iemand wat op die see is, op 'n boot. Ek kan nie op 'n boot in die see ingaan nie. My familie weet al, as hulle vra, kom ons gaan op die boot uit, dan sê ek vir hulle, nee dankie, ek weet, ek gaan baie naar word en ek gaan dit baie onaangenaam maak vir myself en vir julle. In hierdie gedeelte is dit die effek van alkohol. Dit maak jy onvas op jou voete en dit maak dat jy opgooi. Vers 29, jy verloor fokus. Vers 33, dit beheer jou tong. Jy kan nie jou tong beheer nie, maar dit beheer jou tong. Vers 34, jy verloor selfbeheersing, jy eindig op die tafels en jy weet nie hoe jy daar uitgekom nie. As ek vir baie van die studente vra, sou jy dit gedoen het as jy nugter was? Dan sê hulle nee. Vra ek nou, hoekom het jy dit gedoen toe jy dronk was? Selfbeheersing. Jy doen goed wat jy nie normaalweg sou gedoen het nie. En dan vers 33, hallusineer. Hoor bietjie wat staan hierso. Hoop u hoor elke liewe dingetjie wat ons nou oor gepraat het. Salomo vra, by wie is by wie is wee my? By wie is getwis? By wie is geklaag? By wie is wonde sonder oorsaak? Val sommer net in gedwa. By wie is dofheid van oë? By die wat laat opbly by die wyn. By die wat ingaan om gemengde drank te proe. Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly. En dan beskryf Salomo 'n partytjie. Op die end byt dit soos 'n slang en spieg gif uit soos 'n basilisk. Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek. En jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê en soos een wat op die top van die mas lê. Hulle het my geslaan, sê jy dan. Ek het geen pyn gevoel nie. Hulle het my neergeslaan. Ek het dit nie gemerk nie. Wanneer sal ek wakker word? Dan sal ek dit weer opnuut soek. En dit praat ook, het drank die potensiaal om mag oor jou uit te oefen. Al hierdie dinge, hoe dit jou vernietig. En wat is die reaksie?
van hierdie man wat hy beskryf? Ek sal wakker word en ek sal dit weer doen. Het drank die potensiaal om my te vernietig. En dan die laaste ene, tweede laaste een. Kan jy ander mense daardeur versoek? Nou, ons het laas 'n bietjie stil gestaan by die konteks van Efesiërs 5 vers 18. Die konteks hier is dat heidene drank gebruik in hul aanbidding. Dit is deel van hul godsdiens en omdat dit deel is van die godsdiens het jy mense gehad wat tot bekering gekom het en hulle kom uit hierdie kultuur uit en hulle kom uit hierdie gebruik van alkohol en saam met dit hoerery en dronkenskap en brassery en sodomie en onreinheid, hierdie orgies waar hulle self oorgee aan hierdie Griekse gode sodat hulle geseën kan word en sodat hulle kan gemeenskap hê met die gode. Dis die konteks van hierdie woorde. Moenie dronk word van wyn nie, maar word gevul deur die Gees. En hierdie Christene kom tot bekering, of hierdie mense kom tot bekering, hulle was heidene, dit was hulle gewoontes, en nou is hulle so oortuig deur die Heilige Gees. Onthou in Johannes 16 sê die Here Jesus, en wanneer hy kom sal hy julle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hulle is so oortuig deur die Heilige Gees dat dit walglik is dit waarmee hulle besig was, en hulle wil so van die kultuur eintlik ontslaa raak. En daarom lees ons in Handelinge 15 vers 28 tot 29, wanneer die kerk besin het oor of hierdie gelowiges wat bekeer het uit die heidendom hulle self moet laat besny, lees ons in die Bybel vers 28, ons in die Heilige Gees, die apostels in die Heilige Gees het besluit dat ons geen verdere las op julle sal lê nie, maar dat julle julleself moet onthou van. Ek hoop die pause verhoog die drama. Hoe sê dit dan nie? Die spanning. Wat gaan nou gebeur? Wat gaan nou gesê word? Dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwrig is en van hoerery. En ons kan met die grootste vrymoedigheid, omdat hierdie 5 woorde die heeltyd saam gebruik word, hoerery en dronkenskap en brassery en sodomie en onreinheid, hierdie heidense orgie en aanbidding en godsdiens, kan ons as ons daar lees van hoerery ook lees dronkenskap, want dit het saamgegaan. Dit was 'n pakket. En dis wat die woord van die Here vir hulle gesê het, dis wat die kerk vir hulle gesê het, julle sal goed doen as julle dit doen. Julle hoef julleself nie laat te besny nie, maar julle sal goed doen as julle van hierdie dinge onthou, want dis waaruit julle bekeer het. En dan kom ons in Romeine, die bekende gedeeltes, in 1 Korintiërs 9, in Romeine 14, in Romeine 15, wat spesifiek gaan oor hoe ons as Christene met mekaar moet werk, veral diegene wat 'n swakker gewete dra as 'n ander. Ek wil sommer saam lees, hoe lyk die tyd? Ons het nog redelik tyd. Romeine 14, ek gaan die hele Romeine 14 lees. Hoor wat staan hier vanaf vers 1. En neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. So die agtergrond en die konteks is weer eens hierdie mense wat bekeer het uit die heidendom uit, van die brassery en die dronkenskap en die hoerery en die sodomie. Neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. Baie mense sal hierdie versie so uit konteks uitgebruik. Ons het al op een slag 'n versie by Kersie aand gehad, toe ons nog studente was, en een van die studente het gekom met hulle gunsteling versie. Hy wat swak is, eet groente. Maar dis nie wat hierdie versie beteken nie. Hy wat swak is in sy, wat is die woord wat ek gebruik het? Jammer. Gewete. Hy wat swak is in sy gewete.
Hy eet groente. Hy eet nie vleis wat aan afgode geoffer word nie, want hy het bekeer uit dit uit. So hoekom sal hy as hy bekeer uit hierdie walglike, verrotte lewe nog steeds die gebruik van die offer van vleis daaraan deelneem? Hy sal nie, en daarom sal hy eerder groente eet en nie vleis nie. Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie verag nie. Dis belangrik. Hy wat eet, moet hom wat eet of nie eet nie verag nie. Hy wat drink, moet hom wat nie drink nie verag nie. Dit staan nou nie hier nie, maar ek maak dit nou van toepassing. Verder, en hy wat nie eet nie, moet hom wat eet nie oordeel nie. Want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Die een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here, en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie tot eer van die Here nie, en hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself en niemand sterf vir homself nie. Dis belangrik. Soos met hierdie gesprek besig is, niemand van ons leef vir onsself nie en niemand sterf vir homself nie. Vers 8, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus gesterwe. Ons is afgesonder, ons is heilig, ons is sout, ons is lig. Hiervoor het die Here Jesus gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om oor die dode sowel as die lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely, en so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Waarom oordeel julle die wat dit gebruik en die wat dit nie gebruik nie? Waarom oordeel julle mekaar? Vers 13, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer, om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê. Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie. Is weer eens sy gedagte van alles is my geoorloof. Maar hy wat reken dat iets onrein is vir hom, is dit onrein. Maar as jou broeder deur voedsel gegrief word, dan wandel jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur jou voedsel hom te gronde rig vir wie Christus gesterf het nie. Laat dan van die goeie wat aan julle behoort nie kwaad gespreek word nie, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. Luister wat staan hierso. Die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Want hy wat in Christus hierin dien, is aan God welgevallig en by die mense geag. Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien. Laat ons najaag wat na vrede en stigting dien. Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel of waarin hy swak is nie. Ek gaan dit net weer herhaal. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel of waarin hy swak is nie. Het jy geloof? Behou dit vir jouself voor die aangesig van God. Gelukkig is hy
wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie. Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel omdat dit nie uit die geloof is nie en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Ek dink baie van of die belangrike versie wat ons hier uit kan neem is moenie God se werk afbreek deur jou wil op iemand anders af te dwing nie. Romeine 15 vers 1 tot 3. Bou mekaar op. Selfde gedagte, hy gaan voort met hierdie gedagte en op ons wat sterk is, hy praat nie van fisiese spiere nie, hy praat van gewetenssterk, op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie en nie onsself te behaag nie, want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Wat beteken elkeen van ons moet soek wat goed is vir die ander een in die gemeente. En as dit goed is vir die ander een om genooi te word na jou huis toe en jy weet drank grief hom, alkohol grief hom, hoekom sal jy voor hom 'n bier oopmaak en 'n bier drink en vir hom vra, hierso, wil jy 'n bier hê? Bou mekaar op, moenie mekaar afbreek nie. En die woord verpligting is belangrik. Op ons rus die verpligting om nie onsself te behaag nie, maar om te soek na dit wat 'n ander een sal opbou. En daarom die gedagte wat Paulus weer by ons laat is, alles is my geoorloof, ek is vry in die Here Jesus, maar nie alles stig nie. En daarom speel jou wil in hierdie gedeelte en in hierdie vraag 'n baie belangrike rol. Die wyn van die Bybel, dieselfde as die drank vandag. Is dit nodig om te drink? Is dit die beste keuse om te drink? Het alkohol die potensiaal om my onder sy mag te bring? Kan dit my vernietig en kan jy ander mense daardeur versoek? Vir my is die uiteinde die volgende. Soos die vlam die potensiaal het om die mot te vernietig, net so het alkohol die buitengewone vermoë om jou te vernietig. Daar's 'n rede hoekom Paulus deur die werking van die Heilige Gees sê vlug vir hoerery. Nie moenie hoereer nie. Vlug vir hoerery. Hoekom moet ons vlug vir hoerery? Want dit trek deur die menslike sondige natuur, trek dit jou aan soos 'n mot na 'n vlammetjie. En in die geval dronkenskap ook. Soos die vlam die potensiaal het om die mot te vernietig, net so het alkohol die buitengewone vermoë om jou te vernietig. En daarom is die gesprek oor alkohol en die gesprek oor enige ander afhanklikheid nie dieselfde gesprek nie. Die een se vermoë om te vernietig is groter. Daarom dat die Here ook spesifiek sê vlug van dit af. As jy die mot is en die vlam is alkohol, wat sou beter wees? Om die vlam dood te blaas of om deur die vlam versoek te word en die moontlikhede oop te hou om daardeur verbrand te word? Ons is klaar. Enige opmerkings? Enige vrae? Kom sê.
Mm. 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 Dankie oom. Kom ons sluit af. Ou Tannie nou iets gesê het. Ons gaan staande afsluit met die Onse Vader. Dis Gesang 95. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die groot voorreg om hierdie gebed te mag sing en te bid tot U. Ons vra dat hierdie woorde in ons hart sal bly soos ons hierdie week ingaan en dat U deur die Heilige Gees ons in die volle waarheid sal lei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Sterkte, mooi week.